Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy hom ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou, dit gaan sommer goed met u en dat die waarheid van God se woord vir u altyd van kardinale belang is. Nou daar is baie misleiding, ons leef in die tyd van groot misleiding en dit is aan die orde van die dag en ons as kinders van die Here moet die woord van God ken. Ons moet die skrifte ondersoek, anders gaan ons baie maklik mislei word. Nou een van daardie misleidings in vandag se video, Professor Hannes Riedling, hy sê die volgende: Jesus was eers 'n engel wat 'n God geword het. Nou ek gaan daai video vir julle later speel. Die woord van die Here is duidelik dat Jesus nooit 'n engel was wat 'n God geword het nie. Dis glad nie in die skrifte nie, maar jy moet die skrifte verdraai om by so 'n gedagte te kan uitkom. Nou ek gaan vandag vir julle 'n paar videoklips speel van hom en wat hy alles gesê het. Ons gaan dit alles beoordeel in die lig van die skrif. Nou die gedagte is nie vandag om Hebreërs 1, die uitleg van Hebreërs 1 te probeer leer nie. Ek gaan vir julle wys hoe dat hy die skrifte verdraai om by so 'n gedagte uit te kom. En dit is baie ernstig. Ons moet die persoon van Jesus Christus reg verstaan. As jy Christus ontken as God, dan gaan jy jou saligheid verloor. Jy gaan jou saligheid verweer en dis baie ernstig. So ons moet daarna gaan kyk, so kom ons spring dadelik weg. Nou die woord van die Here is duidelik, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Nou as jy 'n werker wil wees in Christus, 'n bedienaar van die woord, moet jy hierdie skrif gaan vat en seker maak dat jy daarin kwalifiseer. En dit is belangrik. Ons kan nie die woord van God verdraai nie. Ons moet altyd die woord in waarheid reg sny. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, ook 'n belangrike skrifgedeelte. Die hele skrif is deur God ingegee om mekaar te reg te wys, te leer, te vermaan en so meer. En nou ons gaan nie vandag mekaar verdoem, veroordeel nie, ons gaan mekaar in liefde reg help, want 'n dwaling bly 'n dwaling en dit moet aan die kaak gestel word. So kom ons gaan kyk onmiddellik ter inleiding dat hy uit sy eie mond sê dat Jesus was eers 'n engel gewees. Kom ons gaan luister. Van God of Jaffa was eintlik 'n engel gewees. Want hy praat met die engele. Hy sê, en wie van die engele het hy gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Jy moet net die woordjie in hakies sit, ander engele. Dat is nie hoe maklik is dit. Aan wie van die ander engele het hy gesê, U is my seun, en wie ek welbaar, vandag het ek U gegenereer. Ag, jy hoef eers die ander in hakies te sit nie. Jy moet net lees wat daar staan. Net lees wat daar staan. So wie was die seun? Hy was eers 'n engel. Gaan lees die Hebreërs 1. Nou kom ons gaan kyk wat Hannes Riedling te sê het. Hy gebruik Hebreërs 1, ek gaan sê van vers 3 of tot 13, dit is nie alles wat hy daar genoem het nie, maar hy gebruik hierdie skrifgedeelte as om hierdie dwaling natuurlik buite konteks te promoveer. En dan moet jy hoor wat sê, hy sê Jesus was 'n ander engel gewees, want God het met die engele gepraat, dan sit dit soos in hakies die ander engele. Met ander woorde, dit impliseer dat Jesus 'n engel was, maar hy praat met hy het nie van die ander engele dit gesê nie. So, dis baie misleidend, en hoekom sou mense so graag Jesus as 'n engel beskou? Daar's baie van hulle, en hierdie ontstaan kom maar basies uit die kultusse uit, wat nie glo dat Jesus waarlik God is nie, dat hy nie die seun van God is nie, maar dat hy 'n gewone mens, profeet of selfs 'n engel was. En dis baie erg, dis baie skokkend. Maar kom ons gaan kyk wat sê hy, hoe Jesus sy ontstaan gehad, of hy moes ontstaan hê, want hy was nooit van die begin af daar nie. Kom ons gaan luister wat hy sê. As die Hebreërs 1 is die skrif waar Jaffa vir ons verduidelik hoe sy seun sy ontstaan gekry het. Daar moes 'n ontstaan gewees het van die seun, want hy was nie van die begin af nie.
Nou wil ek sommer reg van die begin af sê, Hebreërs 1 leer nêrens dat Jesus 'n ontstaan gehad het nie. Hebreërs 1, die hoofstuk 1, verklaar wie Jesus werklik is. Dat hy meer groter as die engele, voortreffeliker, dat hy waarlik die seun van God is, God in die vlees en wie hy werklik is. Dit impliseer nie dat hy 'n ontstaan moes gehad het nie, dis wat hy nou hier sê. Nou kom ons lees wat sê Johannes 1, hoofstuk 1, vers 1 tot 3. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Baie duidelik, dat hy was in die begin by God. Hy het nie ontstaan gehad later nie, hy was altyd daar gewees, en hy is God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ontstaan wat nie bestaan het nie. Met ander woorde, hy is ook die skepper van alles. Voordat alle dinge bestaan het, was hy daar. Dis wat die woord sê. En toe het hy alles geskape daarna, en ook die engele wat hy geskaap het. Want die engele het hom aanbid, en dis belangrik. Maar kom ons gaan kyk na sy volgende video, waar hy sê, dit was in die beplanning gewees. Die seun van God, die seun, was net in sy gedagtes 'n beplanning gewees. Kom ons gaan luister wat hy sê. So wat gebeur hierso? Jahshua is die afskynsel van sy Vader se heerlikheid. Die afdruksel van sy Vader se wese. Ek wil net hierso stop. Dit help ek gaan aanhardloop net om die skrif te lees. Jy kan die skrif verder lees. So waar gebeur hierdie dinge? Voordat daar aarde was, voordat daar 'n opstand in die hemel was, voordat daar 'n seun was, het die Vader reeds 'n afskynsel, 'n bloudruk, 'n blueprint van hoe sy seun gaan lyk en wie hy gaan wees. So wat eintlik die implikasie sê, die seun was nooit daar gewees nie. Dit was net die Vader, en as jy baie van sy video's gaan luister, sal jy sien dat hy ook die Heilige Gees ontken as God. Hy sê die Heilige Gees is nie God nie. So hy sal nie eens van die Heilige Gees hier praat nie, maar die Vader was daar, en hy sê dat Jesus was net in die gedagtes van God gewees. Hy het 'n beplanning gehad. Hy sê Jesus was die blueprint, die afskynsel van hoe sy seun gaan lyk. Met ander woorde, hy het reeds in sy gedagtes alreeds daai idee gehad hoe hy gaan lyk en wie hy gaan wees en so meer. Maar wat beteken dit regtig? Wat beteken die afskynsel? Dit wys dat Jesus presies soos God is. Net soos lig nie van die son geskei kan word nie, so kan Jesus ook nie van sy Godheid geskei word nie. Hy is die sigbare glans van God se eie heerlikheid. So hy is absoluut net, hy is net soos God, hy is God. En dis wat in Johannes 10 staan, vers 29 tot 30, waar hy sê, ek en die Vader is een. Wie die Vader gesien het, wie my gesien het, het die Vader gesien. Jesus wys eintlik wie hy werklik is. En hierdie gaan absoluut oor wie die seun van God is, wie hy is, en die God verklaar hom, die Vader verklaar hom waarlik as God, want hy is deel van die drie eenheid. En hy was altyd daar gewees volgens Johannes 1 vers 1. Maar kom ons gaan kyk wat sê hy, dit word net in uitvoering, hierdie beplanning word net in uitvoering gebring. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Nou, van vers 4 af, gaan hy dit wat hy gedink het, ten uitvoer bring. Terwyl hy, hierdie spesifieke engel, soveel uitnemender geword het, as die engele. Sê vir my, wat beteken die woord uitnemender? Wat beteken die woord uitnemender? Ek moes nou al die skrif 'n paar keer gelees. Terwyl hy, hierdie spesifieke engel, want wat doen Jahwe? Hy praat met die engele in die hemele.
terwyl hy, ek sê in hakies, hierdie spesifieke engel, nou jy moet my verdra, want jy gaan nou verstaan, hoekom het ek vir jou so gemaak. Soveel uitnemender geword het. Uitnemender beteken bo natuurlik geseënd. Uitnemender beteken verskriklike groot guns ontvang het. Nou ja, dat die beplanning nou teen uitvoering gebring gaan word, hy sê met ander woorde, en hy was nie daar gewees nie. Nou gaan hy hierdie spesifieke engel, gaan nou die seun van God word, gaan nou God word. En nou ja, hy sê wat baie uitnemender is as die ander engele, en dan sê hy tussen hakies, hy praat met die engele. Nergens in hierdie skrifgedeeltes word, is hy enige indication, dat God met die engele gepraat het nie. Hy het gepraat van die engele, hy het gesê, aan wie van hierdie engele het ek ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Hy het nie met die engele te bespreek nie, maar hy sit dit tussen hakies, en as hy altyd tussen hakies wys, dan moet jy altyd onthou, dis sy eie mening, sy eie opinie. Hy sê die ander engele, en God het nie verwys na die ander engele, en hy het gesê, aan wie van die engele het ek ooit gesê, U is my seun. En dit is die konteks van daai skrifgedeelte. Dan sê hy, wat beteken uitnemender? Hy sê, dit is bonatuurlike geseëndheid of guns wat hy ontvang het. Maar as jy gaan kyk wat dit werklik beteken, dis voortreffliker, beter, hoër in gehalte en waarde. Nou wat leer Hebreërs 1 vir ons? Hier verklaar God Jesus Christus wie Jesus werklik is. Nie dat hy 'n engel is wat 'n God geword het nie, maar dat hy wie hy werklik is as persoon. En dit is die konteks van daardie gedeeltes. Nou ek gaan nie vandag oor Hebreërs 1 praat nie, dit is 'n baie groot onderwerp, maar dit is duidelik dat die seun, hy spreek deur ons deur die seun en nie deur die profete meer nie. En Jesus is waarlik die woord van God. Nou kom ons gaan kyk wat sê hy in sy volgende video, en hier sê hy duidelik, wat is die beskrywing van hierdie engel, en so meer, kom ons gaan luister wat hy sê. Hy is soveel meer uitnemender. Hy word soveel meer uitnemender as die engele, as die ander engele. So hy staan kop en skouers bo hulle uit. Iets het Jaffa getrek na hierdie een engel toe. Na mate hy, wie is die hy? Hierdie een engel 'n voortreffelike naam geërf het. Hy het wat gedoen? Hy het 'n voortreffelike naam geërf. Wat beteken voortreffelike? 'n bo-natuurlike naam geërf het. As hulle. Nou jy sal sien dat hy baie lief is om te praat van die ander engele. Nou sê hierdie engel, Jesus, nou tussen hakies weer, het uitnemender geword as die ander engele, asof Jesus een van hulle was, maar hy is nou nie meer een van hulle nie. So hy is nou nie meer die ander engele nie, hy is nou eintlik, nou het hy die seun geword, nou is hy waarlik, het hy God geword. Geen engel kan ooit 'n God word nie. Satan het dit probeer, en hy het gesê, hy wil hom gelykstel met die Allerhoogste, en so meer, en ons weet wat die gevolge daarvan was, maar hy sê dat hierdie een engel, het die Vader getrek, en dis absoluut hoe misleidend is, hoe die skrifte verklaar, en het buitekant konteks gebruik. Nou hierdie is die Griekse woord vir uitnemender. Nou ek gaan dit nie eens uitspreek nie, ek gaan dit maar self probeer lees. Nou dit beteken bloot, exceptional, outstanding or wonderful. En nou die woord sê, 'n seun is vir ons gebore, 'n kind is vir ons gebore, en hy is wonderlik, en so meer. En jy kan daai skrifte gaan lees in die boek van Jesaja, maar dit is wie Jesus werklik is. Hier verklaar God die Vader wie Jesus is. En ons moet dit baie mooi verstaan in die lig van die drie-eenigheid van God. En dit is waaroor dit gaan.
maar dit is ook extremely good, high quality or better than most. Hier word nie geleer dat hy 'n engel was wat nou meer iets beter geërf het en beter geword het nie. Hy was nog altyd dit gewees. Van die woord sê die engele van God moet hom aanbid. Die engele moet hom aanbid. En as hy aanbid word, is hy mos God. Hoe kan 'n engel 'n God word wat later aanbid moet word omdat hy God geword het? Dit maak eenvoudig net nie sin nie. Goed, kom ons gaan kyk so 'n paar gedagtes. Wat is die verskil tussen die engele en wie Jesus werklik is? Angels are created spiritual beings, while Jesus is the eternal creator of all things. Hy het ook die engele geskape. Dit gaan oor sy natuurlik sy posisie en authority. God never called an angel his son. But Hebrews states, Jesus sits on a permanent throne as Lord and God. Dis van ewigheid af. Receiving worship, angels worship Jesus and serve as ministering spirits, whereas Jesus accepts worship. Net God kan aanbid word. En dit was van ewigheid so gewees. En ons weet, toe hy op aarde was, het die engel hom aanbid, mense het hom aanbid, hy is waarlik God gewees, en hy is God. Jesus is the eternal Son of God, and the Creator, not a created angel. The book of Hebrews explicitly states that Jesus is far greater than the angels, as angels worship him, and he is the divine word made flesh. Johannes 1 vers 1. Die woord het vlees geword, vers 14, en dis duidelik dat hy onder ons kom woon. Hy was ewig God gewees. Sy tye is die voorganger van die tyd, van die ou tyd. Ewig en ewig sê die boek van Maleagi. Of natuurlik is dit duidelik Micha. Nou ons moet gaan kyk, kry die konteks, want dis waaroor dit gaan. Hebreërs 1 gaan nie oor Jesus het 'n ontstaan gehad en nou is hy God geword en dit is nie waaroor dit gaan nie. Maar dis wat baie mense graag wil hê. En kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip en ons sien hoe hy dan hierdie engele, hy sê Jesus was hierdie engel wat nie bestaan het nie. Iets moes eers plaasvind voordat hy met ander woorde hierdie engel die seun van God kon word. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Hy het hierdie engel wat 'n afskynsel is van wat die Vader gaan wees. Hy gaan hom sy seun noem later aan, want hy was nog nie die seun hierson nie. Jy moet my mooi hoor. Hy kon nie die seun wees hierson nie. Wanneer hy sê dat die seun was voor alles gewees, dis voor alles in die hemel gewees het, was die seun reeds in die gedagte van die Vader, maar hy was nie daar dat hy aan die seun kon vat nie. Daar moes eers sekere dinge gebeur het. Lucifer moes eers uit die hemel uitgewerk word met 'n derde van die engele, voordat hy die seun kon genereer. Kan ek jou sê hoekom? Want hy moes sien of daai engel nie ook deel om self gaan laat oortuig dat hy deel van Lucifer se derde engele is nie. Nou ja, dit is baie skokkend. Kom ons kyk dit waarmee begin. Hy sê hierdie engel was nog nie seun nie. Hy het nie voor alles bestaan nie. Maar die woord sê vir ons duidelik, hy het voor alle dinge het hy bestaan. Voor die skepping, hy het die skepping, hy was die skepper gewees. Hy sê kon nie aan hom vat nie, maar interessant genoeg, die engele wat in die hemel is met wie die Vader die ander engele gepraat het, hulle was aantasbaar gewees. Hoe kan hy dan sê hy kon nie aan hom vat nie? So hy moes, as een van hierdie engele nou Jesus was en hy nou die guns van God verkry het, hoe kan hy dan sê hy het nie bestaan nie, hy kon nie aan hom vat nie? So is baie die mekaar, maar dis wat hierdie man sê, en dan kom ons gaan kyk nou spesifiek wat sê hy. Hy sê Lucifer moes eers uit die hemel gewerp word voordat hy die seun kon genereer. Nou, dan gee hy 'n rede. Kom ons kyk wat is die rede. En hy het dit nou genoem in die video, om te sien of hy nie hom gaan laat oortuig om agter Satan aan te gaan nie. Nou, as dit nou 'n engel is wat God moes word, en hy beskou hom as een van die rede, daar was twyfel in die hemel, gaan Jesus nou agter Satan aangaan om deel van hierdie derde engele wees wat uit die hemel geskop was te gaan? En toe hy dit nou nie doen nie, toe genereer hy hom, toe het hy nou die seun van God gemaak. Jesus was not generated
as a created being at his birth. Rather, his human nature and physical body began at the incarnation, while his divine nature as the eternal Son of God, or the Word, has existed without beginning. By sy geboorte het hy 'n liggaam ontvang, hy het God in die vlees geword, want God het vlees geword in Jesus Christus. En dis wat hier plaasgevind het. Maar hy het nooit ontstaan gehad nie. Hy was daar sonder 'n begin. En dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Want as Jesus nie dit was wat hierdie gedeelte sê nie, dan kan hy nooit God wees nie. 'n God kan nie later ontstaan nie. Hy was reg van die begin daar gewees. Nou kom ons gaan kyk na sy laaste videoklip, waar hy sê Jesus was nie in die begin by God nie, hy was eers 'n engel wat later 'n God geword het. Kom ons gaan kyk daarna. So, volgens die woord, Hebreërs 1, is dit onmoontlik dat die Seun Yahshua, Jesus Christus, van die eerste dag af saam met die Vader in die hemel kon gewees het. Volgens die Bybel sê vir ons dat die Seun eers later gegenereer was in Hebreërs 1 vers 5. Daar sê hy, vandag het ek u gegenereer. Hy sê, o God, u God. Met ander woorde, hy maak die Seun eers in Hebreërs 5 'n God. Hy was nie vooruit 'n God nie. Nou, as dit nie skokkend vir u is nie, weet ek nie wat gaan nie skok nie. Dis absoluut skokkend wat hierdie man sê. Dat Jesus was nie aan die begin by die Vader nie, hy was gegenereer, want hy was eers 'n engel, hy het 'n God geword. Nou wat sê Johannes 1 weer eens vir ons? Hy was in die begin by God. Die woord was God, en dit is wat die woord vir ons duidelik uitstipuleer. Hy was in die begin, en hy was ook God gewees. Is dit nie skokkend om te sien hoe die skrifte verdraai word nie? Nou, the word begotten, in die Grieks natuurlik, kinao, here is a royal and relational metaphor, not a biological birth or a moment when Jesus became divine. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hy het nie God geword nie. En dit is wat begotten, hy is nie geskape nie, hy is gebore uit die maagd Maria, God met ons, God in die vlees. En dis absoluut wat dit beteken. Now Jesus already possessed full deity as the creator and sustainer, but upon finishing his earthly work, his human nature was exalted to the highest rank, inheriting a name far above the angels. Hier verklaar hy hom, wat hy ook dan sê, in die boesem van die Vader. Hy is God wat in die vlees gekom het, hy is uit God, hy is God van ewigheid af. En dit is baie ernstig, dat die konteks daarvan reg sal verstaan. Now Jesus was not regenerated in heaven. Hebrews 1 verse 5 does not teach that the eternal Son of God was created, of soos hy nou gesê het, became a God. He was an angel, born again or given a new divine beginning. Rather, it uses a royal quotation from Psalm 2 verse 7 to celebrate Jesus' public installation, vindication, and supreme authority as a king upon his resurrection and ascension. So Jesus het nie 'n begin gehad. Hy was altyd daar gewees. Nou skrifgedeeltes wat jy kan gelees op die eie tyd, Johannes 1 vers 1 en 14, Johannes 17 vers 5, die heerlikheid wat hy by sy Vader gehad het van die begin af, Micha 5 vers 2 wat sê sy oorsprong is uit die oertyd, uit die voortyd, Kolossense 1, 16 en 17, hy was altyd daar gewees. Ons kan nie in die skrifte vaskyk en het wegredeneer nie. Die woord is duidelik wie Jesus Christus was en wie hy is, en dit is belangrik. Nou goed, ek gaan afsluit. Jesus Christus is God van ewigheid tot ewigheid. En as jy as kind van die Here dit betwyfel, moet jy gaan kyk wie jy regtig in Christus is. Want Jesus is nie net die seun van God nie, hy is ook God in die vlees, hy is werklik God almagtig. En as jy die godheid van Christus wegvat, dan het jy 'n groot krisis. Jou saligheid hang van hierdie belangrike leerstelling af.
Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here ons seën. Totsiens.